ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 363. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Daar's 3 van hulle, boek 1, 2 en 3. Elke een is A4 boeke, 500 bladsye dik. Hulle weeg so 1,5 kilogram elk. Hulle is in kleur, swart en rooi geskryf op wit papier. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking of my uiteensetting, my studiegedeelte. En die eerste boek, boek nommer 1 is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Boek nommer 2 is die boek Johannes. Die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is Efesiërs tot by die boek Hebreërs en dis 10 boeke, Bybelboeke. So daar is 'n magdom inligting. Ek het pastore wat hierdie boek gebruik of hierdie studiegids Bybelboeke gebruik om uit te preek. Hulle vat die inligting net so. Als is daar. Dis 'n moed in elke Afrikaanse huis. Goed, sou jy belangstel of enige van die ander boeke of inligting nodig het of iets wil deel, WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Iedereen het sy magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op YouTube kanaal sodat jy die verskillende kennisgewing van al die studies waarmee ons besig is. En op die oomblik hardloop ons so op 17 opnames 'n week wat uitgaan. Is van maandag tot Sondag, so dit is magdom inligting. En as jy natuurlik ingeteken is op die YouTube kanaal, dan kry jy die kennisgewing en dan kan jy kyk wanneer jy dit wil kyk, waar jy dan net die knoppie druk en hy skakel jy direk in. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisse, lewensbelangrik. Dis 'n skryfblok en 'n pen en 'n 33/53 Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre sê baie dankie vir hierdie bonatuurlike geleentheid wat U ons gee om U woord te kan studeer en deel van die Jafiste te kan wees wat vanmôre in aanbidding is. U woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En ons wil sê welkom Ruach HaKodesh vanmôre, dat ons deel van die koninkrykswerk van Jaffa, ons Elohim kan wees. Laat die woord vanmôre in goeie voorbereide gees val, in ons sielsdimensie val. Geef ons 'n sielsdimensie wat voorberei is tot die woord en oor om te hoor wat jy vir ons geestelik wil sê. Plaas woorde van lewe in ons mond, want die woord sê dood en lewe is in julle mond. Ons wil vanmôre dan lewe spreek. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vandag vanoggend vir u 'n groot seën gaan wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 20. Dis is nou baie mooi, 20 vers 20. Hy sê, wie sy vader en sy moeder vervloek, so dis hy en sy, wie sy vader of sy moeder vervloek, sy lamp gaan in pikdonker dood. Hoekom? Want die Bybel sê, eer jou vader en die moeder, dat jou lewe verleng mag word. Dis wat dit sê. En dit is nie net die lewe waarin ek lewe vandag nie, dit het ook te doen met my ewige lewe. Jy moet onthou, ek gaan vir iets wys nou. Vervloeking werk so, wanneer jy iemand vervloek, dan maak jy so.
Kyk my hand. Kyk waar is my hand hierso. Ek wys een vinger vorentoe, maar hier's 3 wat direk terugwys na my toe. So wanneer ek vervloek, moet jy oppas. Jy kan dit oor jouself bring, want daar's 3 vingers wat hierdie kant toe wys. Maak bietjie so hand so, maak so wanneer iemand, ek sê vir jou, jy's vervloek. Kyk wat gebeur. So die woord sê, wanneer jy jou vader of jou moeder vervloek, sy lamp gaan, of haar lamp, of sy lamp, gaan in pikdonker dood. Daai pikdonker druk dit vir my uit, soos weg van die genade van Jahwe. Ek het al baie keer gehoor van mense wat hulle ouers verskriklik vloek en vervloek. Ja, maar prof, jy weet nie wat se huislike lewe het ek gehad toe ek jong was nie. Weet jy wat? My nuwe jaarsdag boodskap was gewees hierdie jaar, toe ek dit uitgestuur het. Ons neig nie na wat agter is nie. Ons trek na wat voor is. Ons vat dit wat vir ons is daarvoor. Help jy ons lewe nie goed wat agter is nie. En nou, omdat jou ma en jou pa dit en dit en dit gedoen het, nou moet ek hom vervloek, en ek moet haar vervloek. Ja, ek verstaan, ons is nie daardeur nie. Daar's baie kinders, want dis seentjies en dogtertjies, wat deur hulle eie pa verkrag was, waar die ma self saamgespeel het. Dis iets verskriklik, ek verstaan. Maar weet jy wat? Wanneer daai tipe vervloeking is, daardie verskriklike seer, geestelike seer. As jy nie waak nie, dan is dit die tipe geestelike kanker wat jou lewe gaan opvreet. Dis wat gaan veroorsaak dat daar haat in jou lewe gaan wees, die res van jou lewe. En as jy dan bly haat, dan gaan jy in pikdonkerte dood. Pikdonkerte speel vir my die beeldspraak af van weg van die genadebloed van Jahwe. Weg van die ewige lewe. Weg van die blydskap wat daar is om 'n Jahwist te wees. Weg van daarin om deel te wees van die Bybelstudie en die Jahwiste mense, boeties en sissies. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik. So kom ons verhoed om te vloek, ons ouers te vervloek. Al is dit so dat hulle verskriklike dinge gedoen het. Jy weet, die woord sê die wraak kom ons nie toe nie. En ek wil net vra, sê my, om hierdie vervloeking te dra, hierdie vloek te dra, gaan dit u beter laat voel? Ek praat dalk vanmôre met iemand wat deur verskriklike diep hartseer al gegaan het. En waar u dalk nou 'n Jahwist geword het, en u weet nie om hierdie situasie te hanteer nie. Ek weet nie. Jahwe weet. Vanmôre praat ek met iemand. En as jy my wil laat weet en sê, prof, ek is een van daai wat Jahwe mee gepraat het vanmôre, is jy baie welkom, ek sal graag met u 'n gebed wil doen. Dat Jahwe die seer, die hartseer wegvat, sodat daar vergifnis in die lewe kan ontkiem. Die ander mense wat nie deel in dit wat ek nou doen nie, u moet my verdra, maar hier is die Ruach, lei my en sê dat Jahwe is besig om met iemand te werk. Kom ons gee die Ruach 'n kans. Maak met my kontak, dat ek met u bid, dat Vader daai hartseer wat 'n kanker word, wat vernietigend is, dit gaan iets word wat jou lewe vorentoe gaan doodmaak. En die groot geskenk wat Vader Jahwe eintlik vir jou wil gee,
wanneer jy nou 'n Javis word, wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh, dat die Satan jou daarvan beroof. Ek gaan vir u die datums gee, ons is besig om 'n onderdompelingsdiens, 'n doopdiens te beplan, net na die Paasnaweek. So kom ons bid en sê, Vader, as daar vervloeking was wat ons uitgespreek het, dan spreek ons vrymaking. Want jy weet, die woord sê met dieselfde maat wat jy skep, word daar weer vir jou gemeet. En ek is seker, u sal vrymaking hê. En so is daar ander dinge in ons lewens. Ek weet van mense wat in besigheid was jare terug, waar onderdeur geloop was. U weet mos waarvan ek praat. As ek sê hulle was onderdeur geloop, hulle was verneek of beroof gewees van hulle geld wat hulle in die besigheid ingesit het. En dis 30, 40 jaar later, en daai mense loop steeds met 'n haat. Jy kan nie meer bly loop nie. Dit bring nie jou geld terug nie. Weet jy wat? Jy het geleer om sonder dit te lewe. Ja, dit gaan baie lekker wees as jy dit vandag kan hê. Dit kan dinge soveel makliker maak. Maar om op dit te sit en wag, terwyl Jaffa totaal iets niets het, waar hy eerder in die woord wil inbring, en deur die ongeluk wat daar was, deur die berowing wat daar plaasgevind het, dit wat van jou gesteel was, jy gaan dit nie terugkry nie, so wat sê ek vir u? Sit en spreek die persoon vry, in die naam van Jafashua. Spreek hom vry. As jy dit kan doen, dan is jy beter as wat daai ander persoon was. Baie beter. Hoekom? Want daai vrug van vryspreking gaan in jou lewe nou sigbaar word. En weet jy, uit die bloute uit, sonder dat jy dit gaan besef, kan Jaffa vir jou op 'n ander manier iets bring. 'n Ander geleentheid, iets anderster, nog nie dit wat daar was nie, en dit in vergenoegdheid. As ons kan leer om in vergenoegdheid te lewe, die woord sê vir vandag, môre sal hy sorg. Ja, ons moet seker beplanning doen, ons moet die dinge doen soos ek gesê het al in die week. En verlede week dink was dit gewees. Maar kom ons gee die Ruach HaKodesh vanoggend 'n kans. Hy sê hierso in vers 21, 'n besit wat by die begin haastig by mekaar geskraap is. Iets wat net aan mekaar geflart is. Die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie. So met ander woorde, dis nie net iets vir die oomblik nie. Dis nie net die gevoel nie. Ek kan onthou toe ek 'n jong pastoor was, wanneer ons mense gedoop het ek in die water gestaan en gesê, terwyl ek die man doop, of die vrou doop, dan sê, is daar nog iemand in die gehoor wat voel, dat die Here sê, jy moet nou kom tot die waters. Hoe baie keer het as ek die vrou gedoop het, dan die man opgestaan, ons het altyd extra doopklere gehad, en dan het hy gaan doopsklere aantrek. Hoekom? Dit was die emosie van die oomblik. En dan agterna dan is daai ou nie regtig bekeerd nie. Hy het net op sy emosie gewerk, sy vrou is nou gedoop. Nou wil hy ook gedoop word, maar daar was nie bekering gewees nie, want die Bybel sê, Markus 16:16, hy wat glo en hom laat doop. Daai ou het nie geglo nie, anders sou hy saam met sy vrou mos in die water gewees het in die eerste plek. So dis die gevoel, wanneer hy sit daar en hy dink, my vrou gaan goed voel as ek nou saam met haar gedoop word. Verstaan jy wat ek sê? Verkeerd. Toe ek tot daai besef gekom het in my lewe, het ek nooit weer in die water gestaan en mense genooi, kom gou en kom word gedoop nie. Nee, daar moet bekering, Handelinge 2 vers 36, 41. Toe vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle eerste.
en dat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde. En die gawe van die Ruach sal oor julle kom. Dis die dag wat 3000 siele toegebring is, 3000 mense geonderdompel is in die naam van Jahweh tot vergifnis van ons sonde. Ek wil nie oor die doop praat nie, ek praat oor die gevoel van om iets te doen, omdat iemand anders te doen. Dis wat die skrif sê in vers 21. En besit dat by die begin haastig by mekaar geskraap is, die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie. Hoekom nie? Want daai man wat nou net gekom het, net om gedoop te word, geonderdompel te word, omdat sy vrou geonderdompel is, hy het nie 'n begeerte of 'n bewuswording van sonde gehad nie. Hy het die oggend nog bietjie brandewyn gekap en ek gee nou maar net 'n voorbeeld. Nog steeds drankverslaaf. Daar was nie bekering nie. Daar was nie totale vrymaking nie. Dit was net 'n gevoel. En ons moet waak teen die gevoel. En dis wat koning Salomo hierso sê vir ons. Die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie. Nou kom ons wees klinies in dit wat ons doen, in dit wat ons beplan. Kom ons oordink dit, kom ons bid dit. Kom ons soek die aangesig van Jahweh. Kom ons wees vandag die beste Jahwiste wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.